Nou met Paastyd wat om die draai lê, wil ek vandag graag met jou gesels oor jou hart. Hoe kan jy nie kyk na jou hart? Hoe kan jy jou hart voorberei om hierdie Paastyd in te gaan en net weer opnuut herinner te word aan die ewige prys wat Christus vir ons betaal het, wat beslis die grootste lewensverandering juis in ons harte kom bewerkstellig het. Nou ek is 'n prentjie mens en dis daarom dat ek my bes sal doen om wat ek vandag op geestelike gebied so 'n bietjie abstrakt vind oor die hart vir jou wil skets sodat jy dit kan visualiseer. Want wat beteken dit eenvoudig om jou hart voor te berei, vir die hart te bewaak, vir die Paastyd wat voorlê. Nou so Spreuke 4 oor die hart praat, gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Terloops, daar is 3700 verwysings net na die woord hart in die Ou Testament. Kom ek skets die volgende prentjie. Veronderstel jy woon in 'n klein dorpie met 'n fontein in die dorpsplein, so in die middel van die dorp. En dit is die absolute enigste waterbron vir almal in die dorpie, vir mens en dier, vir kook en vir was en vir alles, natuurlik vir die diere ook. Ons sal alles binne ons vermoë doen om dit te beskerm, terwille van lewe en dood, nie waar nie? Nou, daarteenoor is dit regverdig om te sê, ons beskerm nie gemors nie, iets wat niks werd is nie, ons gaan dit nie beskerm nie, waarom sal ons energie en tyd daaraan spandeer? Ons lees in die Bybel van die hart, in Spreuke 4 vers 20 tot 27, en ek wil dit vir jou uit die 53 vertaling lees. Sê, my seun, luister na wat ek vir jou sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk, en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Nou as die hart dan die bron van die lewe is vir my en vir jou, waarvan praat die Spreuke skrywer as hy sê, daaruit is die oorsprong van die lewe? Nou, dink sommer die hele tyd aan ons gesprek oor die dorpie en sy fontein, waaroor ons gesels het. Miskien moet ons net eers kyk, wat is die hart? Wat is dit wat ek regtig moet voorberei? Nie dat ek jou intelligensie wil onderskat nie. Maar ons weet mos dat die hart is 'n orgaan, deel van ons anatomie, die ding wat bloed pomp reg deur my hele liggaam. Ek self het onlangs 'n goeie skrik gehad, toe my hart gesukkel het om dit ordentlik te doen, maar ek dink nie hier word van die hart gepraat nie, want as die hart ophou werk, as hy gaan staan, wel, dan is dit tickets. Nou die hart het die belangrikste funksie. Vra maar vir die ouens wie se hart nie meer klop nie. Ons probeer verstaan wat ons moet bewaak, wat ons moet gereed kry. Ons wil verstaan wat is die hart. Nou vroeg in die Bybel leer ons reeds van die hart oor die groot opdrag, Deuteronomium 6 vers 5 in die 53 vertaling. Hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Daarom, alles hang daarvan af. Dit is die opdrag van die Here aan ons. Maar waarom juis ons hart? Want jou hart is die setel van jou wil en jou emosies en jou denke. Jou hart bepaal waar jy oë kyk, wat jou hande doen, waar jou voete loop, waarna jou ore graag wil luister en wat jou tong sê. In jou hart sit jou totale menswees, jou karakter, jou hele wese. Jou hart sê wie jy regtig is. Dis groot. Ons moet veral ons hart voorberei, want dit is die woonplek van Christus, van God se Heilige Gees wat uitgestort word oor sy kinders. Uit my hart kom my aanbidding en my lof tot God. Spreuke 4 vers 23 sê in 'n Engelse vertaling so mooi, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Bo alles, wees versigtig wat in jou hart omgaan.
Deuteronomium 6 vers 5 praat ook van ons verstand, waar die rasionele prosesse gebeur. Ons soort van prosesseerder wat ons denkproses kwalifiseer. Die brein is absoluut wonderlik. Dit werk op so in- en uitset logika, maar die hart is op 'n hoër vlak. Dit word my beweegrede. Nou voel dit of die verstand so 'n bietjie op 'n laer vlak is, maar dat ek dit so verduidelik, baie eenvoudig, net hierdie drie. Die hart sê ek is, die verstand sê ek redeneer en my siel ek doen. As ek nou weer lees dit eintlik, ek moet die Vader lief hê met wie ek is, hoe ek redeneer en met my siel, hoe ek dinge doen. Dit is my totale menswees op aarde. Nou die probleem is dat die hart, dit wat ek is, besoedel kan word. Matteus 15 vers 19 sê, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dis die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar kyk wat sê Jeremia in Jeremia 17 vers 9 en 10. Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Nou hier is 'n nuusflits vir jou. Ons harte kan bedrieg. Genigtig, ek het nou net begin dink ek verstaan dit. Maar jy kan mense bedrieg, maar nog erger, jy kan jouself bedrieg. Dalk het jy ook al gesê, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie, of ek kan nie glo ek het dit gedink nie. Ons kan hoegenaamd nie bekostig om ons harte te verwaarloos nie, meer nog nou nader aan Paastyd, want wie sy hart verwaarloos, mors met sy verhouding met die Here. Dit klink regtig na harde woorde, maar die oomblik as ek dit na my bloedhart toe vat, dan klink dit logies, want as ek my bloedhart verwaarloos, gaan ek dood. En dis dieselfde met my hart. Die hart wat ons moet bewaak en wat ons moet voorberei vir Christus. Nou, hoe bewaar jy jou hart? Om jou hart te bewaar beteken, onthou net gou weer die dorpsfonteintjie storie, doen wat jy kan, sit wagte neer, hou die skelms weg, raak ontslaaf van die bose, hou valkoog dop wat in daardie water gesit word, wie naby daardie water kom, om jou hart te beveilig, af te sper, bou 'n skans, bou 'n muur daarom. Jy bewaar jou hart deur volgens God se woord te lewe. Jy bewaar jou hart as jy wegvlug van die sonde. So kom straks 'n bietjie meer prakties. Elke jaar berei al wat leef en beef hulle voor vir Kerstyd. 'n Wonderlike tyd, the most wonderful time of the year. Jy kan dit sien, aanvoel en selfs beleef, en Christene vier die koms van Jesus Christus reg oor die wêreld. Nou Paastyd is vir my net soveel groter, veral vir die kinders van die Here. Want dis die tyd om weer voor te berei, om weer te onthou, dis hier by die kruis waar my en jou pad van verlossing saam met Christus begin het. Dis die grootste viering wat ek ooit kan hou. Is jy gereed vir Paastyd? Is jou hart voorberei? Kan hartsbewaring by jou raak gesien word? Jy's in hierdie tyd. Jy moet nou of opgewonde of bekommerd raak. Sien? En dis die hoogste prioriteit. Hoekom is hartsbewaring en voorbereiding dan die hoogste prioriteit? Hoekom? Want dit is jou enigste bron. Dink weer aan die storie, né? Die probleem is, dit is jou hart wat Satan wil aanval. Dis nie jou hande of jou ore nie, nee, dis jou hart. Die vyand is 'n Satan. Hy wil die varswaterfontein, ons bron, kom vernietig, en dis sy doel. Onthou, dit bepaal ons hele lewe. Tot Dawid het dit geweet toe hy in Psalm 139 vers 23 en 24 sê, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Wat jy ry, waar jy bly, wie jy ken, niks van daardie goed bepaal ons hele lewe nie. My hart doen. Nou, hoe gaan ons dit doen? Psalm 119 vers 10 en 11 gee baie goeie raad. Hy sê, ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig. Hierdie is so belangrik en iets waarmee ons kan vereenselwig. Jy sien, in 'n oop stuk grond groei niks of onkruid. Daar groei niks of onkruid groei. As jy dit nie versorg nie.
Nou dit geld ook vir die hart. En nou moet jy dit onthou. Die vlees en Satan is altyd bereidwillig om hand by te sit, selfs om oortyd te werk. Nou Paulus het ook vir ons baie goeie raad gegee. To guard your heart. Om 'n gesonde hart sonder onkruid te hê. Hoor gou hierdie mooi skrif. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lasterling moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God in Christus julle vergeef het. Efesiërs 4. Maar ek wil vir jou nog 'n gedeelte lees. Hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit, kry dit in julle prosesseerder, in julle verstand, sê Filippense 4, vers 8, 53 vertaling. Maar hier is 'n verdere stuk realiteit. Ons elkeen het maar die vleeslike stryd wat ons voer, want dit lyk so dikwels of die vyand wen in my lewe. Daarom, hier kry die verstand ook bietjie sy opdrag. Let op wat jy sien, waar jy kyk, wat jy hoor, waarheen jy gaan. Dink maar aan Dawid en Batseba, hoe sy verstand en sy vlees die rigting gekies het waarin hy gegaan het. Soveel geloofshelde het al misluk op hierdie vlak. En nie dat ons nou gaan terugval in die wette van mag nie en moenies, maar wees versigtig vir die voergoed na jou verstand toe, want die uitkoms gaan meestal 'n gewaarborgde teleurstelling veroorsaak. Ons as mens sukkel maar so 'n bietjie met die kop. Ons moet kyk na 'n speelveld waar Satan geen deelname het nie, want hier in die kop doen ons maar 'n bietjie damage control en ons doen maar weer en weer die goeders wat ons nie eintlik wil doen. En ek wil graag iets of iemand blameer, maar Jakobus 1 vers 14 en 15 sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Vandag se raad, ter voorbereiding van jou paastyd, van bewaak jou hart. Hoe bou ek dan 'n verdedigingslinie op wat my hart bewaak? Is daar raad teen die sondige hart? My gedagtes het bietjie kortsluitings en bring my heeltyd in die moeilikheid. Die eerste geheim is, jy moet eers weet wat in jou hart aangaan. Nou, hoe weet ons wat in ons hart aan die gang is? Jesus kom wys ons. Die gedagtes van ons hart word geopenbaar wanneer ons tot oorgawe kom. Die eerste ding wat moet gebeur is, ek gee U my hart, Here, ek gee U my hart. Alles, deurgrond my, o Here, skep in my 'n rein hart, Here, ek gee U my hart, ek vat U as die hoof van en die oorsprong van my lewe, nooi ek in om hier te kom woon. Dit moet die eerste versigtiging van 'n mens wees wat 'n ontmoeting het met die Here. 1 Johannes 3 vers 21 sê, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Dis amper soos 'n self-cleaning funksie, soos 'n mamma wat die sponsie vat en sommer so van self kom begin bietjie afvee. Onthou, die Satan se aanval is om jou van jou vrymoedigheid te beroof, om jou by daai plek te bring van heeltyd skuldgevoel. Is daar 'n wonderkuur? Almal het deesdae 'n wonderkuur vir alles. Hier is die goeie nuus, ja, daar is. Jesus ken die vyand. Hulle het mekaar al voor die grondlegging van hierdie aarde geken. Hy ken ook ons uitdagings. Hy het alles vir ons gedoen dat ons kan leef in oorwinning. Nou, hoe keer jy die vleeslike kant? Wat is die inspuiting in die hart wat immuniteit sal gee? Wat die duiwel totaal en al sal flous? Hy weet niks hiervan nie. Massa vernietigingswapen teen die bose. Hier kom hy, hier is jou antwoord. En dit is meer eenvoudig as wat jy gedink het. Dis die liefde. Hoe wonderlik. En ook hoe hartseer. Soveel jare het selfs die kerk dit misverstaan. Die liefde is die grootste van alles. As jy die beginsel van liefde in jou hart invoer, boikot jy die vyand. Die vyand probeer heeltyd nuwe dinge, nuwe goeders. En sodra jy liefde voor hom neersit, verstaan hy dit nie. Hy kan dit nie wen nie. Onthou, God is liefde. Baie mense vra, wat is jou opinie hieroor? God se liefde, Jesus se liefde. Wat dink jy daarvan? God se liefde, Jesus se liefde. Hy het die volle prys betaal vir ons almal. Johannes 15 vers 13 sê, niemand het 'n groter liefde as hierdie nie.
dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. En dis presies wat weer in ons harte en in ons gedagtes en ons hele wese herroep word op Goeie Vrydag in hierdie tyd. Die liefde van Jesus Christus. As liefde jou lewe oorheers, dan slaan jy oorwinningsaanslag teen die vyand. Liefde is jou antwoord om jou hart te bewaar. Hoor dit gebeur. Liefde is die antwoord om jou hart te bewaar. Na ons alles gesê het, as God se gees in ons hart is, liefde maak ons immuun. Liefde verdra alles, glo alles, hoop alles. Die vyand het nie eers 'n wapen in sy arsenaal wanneer jy die liefde uithaal nie. Nou miskien moet ons mekaar so 'n bietjie begin aanmoedig, miskien sommer vermaan as dit nodig is. Papa, Boeta, mamma, sissa, kom, bewaak jou hart. Wat beteken dit? Nooi die liefde in. Nooi die liefde van Christus in, die volmaakte liefde en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Sal julle harte en julle sinne, al die verstandgoeders, bewaar in Christus Jesus, volgens Filippense 4 vers 7. As Christene mag ons ook aanspraak maak op al die genietinge van die Paastyd. Maar ons fokus behoort anders te wees as die van die wêreld. Ons moet ons harte voorberei vir hierdie wonderlike tyd. Vir ons is Paasfees die tyd waarin die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning, hy wat weerkom, wat dit herdenk word. Dis die hoogtepunt van my geloofslewe, waar tydens ons met vreugde onthou dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, sodat ek en jy nou ewige lewe kan hê, vir altyd, saam met Christus. Jesus het in liefde gekies om sy lewe vir ons te gee, sodat ons harte veilig bewaak kan word in hom. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare liefde. Dankie dat U deur die Heilige Gees in hierdie tyd kom en ons harte voorberei, om net weer te besef die ongelooflike groot prys wat U vir ons elkeen betaal het, dat ons nou U eiendom is en dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus vir ons is nie. Baie dankie vir die prys wat U betaal het. Help ons om ons harte so voor te berei, Here, dat ons lof en eer deur ons lewe in aanbidding aan U kan bring in hierdie tyd wat voorlê, elke dag. Dis my gebed, Vader, in die naam van Jesus Christus, en ek dank U daarvoor. Amen. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemele bo U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemele wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemele bo U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemele wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie
stiekem as U